Goeienaand geliefdes, en wat 'n voorreg om so aan die vooraand van die Paasfees saam met u te kan stil word hier aan die voete van die Here. Baie welkom hier in my beradingsvertrek, hier waar daar so klein bietjie meer stilte is en van waar af ek die voorreg het om met mense ook te mag werk wat deur moeilike tye in hulle lewe gaan en hulle ook so by te staan. Vir die afgelope 13 jaar het ek die voorreg gehad om aan die voorhand van Paasfees 'n geleentheid aan te bied waarin ons saam die Paasfees gevier het. By hierdie geleentheid het ons saam die Here gedien in opbou tot Paasfees. Baie sou verwys dit seker daarna as 'n Paasfeeskonferensie, waarby ons sekerlik tussen 10 tot 15 keer in daardie week sou stil geword het vanaf die Sondagoggend tot en met die Sondag van die opstanding daardie middag laat. Uit dit uit het die Here dit in my hart gelê om steeds voort te gaan daarmee. En daarom het ek hierdie geleenthede geskep deur die krag en die hulp wat die Here vir my gegee het. En wat 'n voorreg om ook aan die voorhand van Paasfees op hierdie Sondag aand, die 13de April 2025, vir die 13de keer hierdie voorreg het. In hierdie week sal daar 10 geleenthede wees, mis die Here anders te wys, maar daar's 10 geleenthede geskeduleer vir hierdie week. Daar sal elke dag 'n uitsending uitgaan, tot en met Vrydag waar daar 2 uitsendings sal uitgaan, en dan Sondag ook waar daar 2 uitsendings sal uitgaan. Ek sal hierdie uitsendings vir u plaas via die YouTube fasiliteit app wat daar vir ons geskep word, en ek sal die link vir u aanstuur op my persoonlike WhatsApp blad, waarop ek elke dag die link sal plaas van daardie dag se geleentheid. Dit gesê, geliefdes, baie dankie vir die voorreg en dankie dat u vir my die geleentheid en die tyd gee om saam met u stil te word aan die voete van die Here. Die gedagte wat die Here in my hart gelê het al vroeër in die jaar is genade van gister tot vandag. Genade op genade. Genade en barmhartigheid en vrede vir ons elkeen. En op hierdie Palmsondag, namens my gesin en myself 'n geseënde Palmsondag, rus ek ook in hierdie gedagte waar ek dan vanaand hierdie kers aansteek, soos wat ek altyd doen, as 'n simboliek dat ons nou in die teenwoordigheid van God is, dat hy die lig is op ons pad, die lamp aan ons voete. Dis in hierdie geleentheid waar ek hier die kers aansteek, waarin ek ook bid, Here, dat u ons sal begelei in hierdie geleentheid en dat u ons sal help in terme van dit wat u vanaand wil hê ons ook moet hoor. Dankie dat u ons God is, dankie dat u met ons is, Here, en daarom bid ek nou dat u ons sal help deur die werking van u Gees om teenwoordig te kom in u teenwoordigheid waar ons ook al onsself nou mag bevind, waar ons na hierdie video kyk en deel is van hierdie geleentheid. En Here, as ons gedagtes wil wegglip na ander plekke toe, bid ek vanaand, Here, dat u ons sal terugbring
sodat ons sal kan mooi hoor wat U met ons elkeen wil deel. Ons prys U vir hierdie wonderlike geleentheid. U is ons Here en U is ons God. Openbaar U self deur die krag van U Gees, deur U woord ook aan ons, en help ons om te hoor in die tye waarin ons leef, wat U met ons elkeen vanaand dan ook wil praat. Amen. Die gedeelte wat die Here in my hart gelê het vir vanaand, geliefdes, in terme, soos ek gesê het, van die tema genade van gister tot vandag, genade op genade, genade, barmhartigheid en vrede. Het die Here gekom en vir my Genesis 3 in my hart kom lê. En ons gaan deur die week ook reis met 'n paar ander Ou-testamentiese tekste, maar ook na die Nuwe Testament beweeg, soos wat die Here ons dan ook sal lei. Maar vir vanaand is dit Genesis 3. En die gedagte wat die Here in my hart gelê het in terme van vanaand is dat God se genade en liefde ver verby ons sonde strek, as ook die dinge wat met ons in hierdie lewe gebeur. Ek wil graag vir ons lees uit die woord van die Here. Ek lees vir ons uit die 83 vertaling. Ek het voor my die multivertaling, wat dan die 83-53 vertaling is. En ek lees vir ons graag daaruit. Die slang was listiger, slimmer, as die wilde diere, die diere van die veld, wat deur God gemaak is, en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord en gesê, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sal ons sterf. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van die boom eet. Dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, en mooi om na te kyk, en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. En sy het van die vrugte gepluk en geëet, en sy het vir haar man by haar gegee. En hy het gesê, hulle albei se oë gaan toe oop. En hulle besef dat hulle kaal is. En toe werk hulle vyeblare aan mekaar, hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel, en die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? En die mens het geantwoord, ek het u hoor wandel in die tuin, en ek het bang geword, want ek is skaap, en toe het ek weggekruip. Die Here God vra toe, het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om van te eet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat u my gegee het om my by te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee, en ek het geëet. Toe vra die Here vir die vrou, wat het jy nou gedoen? En sy sê, die slang het my mislei en ek het geëet.
En dan vind daar hierdie tugtiging van die Here plaas. En hy sê vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder die diere, op jou maag sal jy suil. En ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag in. En vir die vrou het die Here gesê, ek sal jou swaar laat kry met jou swangerskappe. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. En vir die mens, die man, het die Here gesê, omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit 'n bestaan maak, jou lewe lank. En dan kom die Here en hy sê die volgende in sy woord. Die mens het sy vrou Eva genoem. Sy was die moeder van al die mense. En daarna het die Here vir die mens en sy vrou velklere gemaak en hulle dit aangetrek. En toe die Here God gesê, die mens het nou soos een van ons geword, deurdat hy alles kan ken. As hy nou maar net sy hand uitsteek en die vrug van die boom van die lewe vat en daarvan eet en altyd bly lewe. En daarom het die Here God die mens weggestuur uit die tuin van Eden uit om die aarde te gaan bewerk, die aarde waaruit hy gemaak is. Die Here God het die mens uitgedryf om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. In die oos van die tuin van Eden gerubs gesit en ook vlammende swaard wat heen en weer beweeg. Tot sover die woord van die Here. Ek wil so begin dalk net om vir u eerstens te sê, moet maar verskoon as dit so 'n bietjie hakkel gaan. Want dit is nou rukkie laas wanneer ek die woord van die Here verkondig het en hier waar ek sit, is dit maar ook vir my 'n baie emosionele moment om die woord van die Here vir u te bring ook. Maar nietemin, kom ons fokus op dit wat God in ons harte wil hê. Wanneer mens hierdie verhaal lees, dan dink ek 'n mens se gedagtes kan nie anderste is om terug te gaan na die sondeval toe nie en die tragedie wat saam met dit hier afspeel. Ek dink somme aan die ou gesang of psalm, die lied wat sing oor sonde wat bly klewe. Ouer mense sal dit nou baie goed ken. Die verhaal word dikwels geassosieer met sonde en met Satan en die onvolmaaktheid van die mens. Dat ons vol foute is en dit is sekerlik ook so. As ek dink aan die woord van die Here en ek dink aan 'n teksgedeelte soos Jeremia 14 vers 10 waar die Here kom en hy sê julle is liewer daarvoor om van my af weg te gaan as om na my toe te kom. Dan is dit ook seker waar. Maar so is daar ook 'n teks in Jeremia 3 vers 14 wat sê dat die Here hulle wat na hom toe kom altyd weer sal ontvang. Psalm 51 vers 18 en 19 wat sê dat die Here opregte hart nooit gering sal ag nie. Jy sien geliefdes, baie keer in hierdie lewe glo ons soms anders se leuns. Satan kom in hierdie gedeelte en hy sê, maar het God dit regtig gesê? En hoor die slinksheid. Hy sê, het God regtig gesê dat julle nie van enige boom mag eet nie, en dan sê Eva, nee, maar net van daardie boom, en dan sê, maar wat is so sleg aan daai boom? Die vrugte lyk aanloklik en
Sy pluk en sy eet en sy gee vir ander. Soms in hierdie lewe maak ons dinge wys. Ons maak ons dinge wys dat dit wat ons doen of beplan of in hierdie lewe soms aanvang okay is om te doen. Ons word oorreed deur ander of ons oorreed onsself baie keer. Baie keer word ons verlei, baie keer is ons die verleier. Baie keer is die wêreldse dinge so mooi om na te kyk. Baie keer lekker om aan deel te neem. Ja. En Satan gooi ook sy pennie in. Maar hoe ook al gesien en hoe ook ons ook al kom en hierdie saak wil belig. Enige iets wat ons doen wat teen God se wil is teen God. En nie binne in God se wil vir ons nie. Partykeer glo ons eie opgemaakte stories, partykeer glo ons ander mense, ander dinge in plaas van God. Hoe gereeld val ons nie vir ons eie begeertes nie, geliefdes? Hoe gereeld word ons nie soms mislei, verlei, partykeer oorreed ons onsself. Hoeveel keer beweeg ons nie weg van God af nie? Willens en wetens wat ons wegbeweeg van die Here af nie. Ons weet presies waarmee ons besig. Oortuig onsself dat die keuses wat ons maak grondige keuses is. Terwyl ons weet dit wat ons mee besig is nie reg is. Ongesonde keuses is. Dan, as ons daardie keuses uitgeoefen het en ons kom agter dat hierdie was 'n fout gewees. Dit was verkeerd. Raak ons skaam vir die keuses wat ons gemaak het. En dan in die aandwind, as die Here kom en tot ons nader, net soos in hierdie gedeelte, en vir ons vra, waar is jy, of waarmee is jy besig, of wat het jy vandag gedoen? Dan raak ons skaam. En baie keer wil ons kom en dan wil ons die goeders waaroor ons skaam is, wegsteek. Adam en Eva se oë gaan oop. Hulle besef, hulle is naak want hulle is ontbloot. Dit is die naakte waarheid. Hulle kry skaam. Hulle gaan kruip weg. Hulle probeer die waarheid met blare bedek. Probeer dit wegsteek. Ons het al almal ietsie gebreek in ons lewe toe ons kinders was, as daar kinders is wat luister, baie keer gebeur daar goed wat ons per ongeluk doen en dan probeer ons dit baie keer wegsteek. Ons probeer dit bedek. Dit is nie wat ons maar almal baie keer doen nie. Probeer dinge toesmeer. In plaas daarvan om verantwoordelikheid te vat. Vir die eerbare ding is. Ons het almal al die verligting gevoel dat as jy met hierdie ding in jou binneste rondloop en op 'n stadium kom jy en jy sê ek vra verskoning of hierdie ding kom uit. Jy sê dit was ek. Daardie verligting. Ja, daar is wel konsekwensies. In hierdie verhaal is daar ook konsekwensies. Van vers 14 af tot en met vers 19 word die konsekwensies beskryf.
ook mag hulle nie langer gebly het in die tuin van Eden nie. Jy sien, geliefdes, die dinge wat van God verwyder is in hierdie lewe. Breek verhoudings met onsself, met ander en ook met God. Waar is jy tans in jou lewe? Waar bevind jy jou? Jy sien, geliefdes, hierdie dinge wat in die lewe gebeur en die keuses wat ons uitoefen of keuses wat gemaak word in hierdie lewe, beïnvloed almal. Maar dan kom God in hierdie gedeelte en dan gebeur daar 3, miskien 4 tekens van genade. Die eerste teken van genade is, geliefdes, God kom soek hulle. Hy vra, waar is julle? Sien dat God nie geweet het waarmee is hulle besig nie. God vra, waar is jy? Maak nie saak waar jy jou bevind in jou lewe en wat is jou lewenstoestand, die dinge waarmee jy besig is nie. Here kom soek jou en hy kom soek jou. Ek weet hy kom. Hy het my dikwels al kom haal op plekke waar ek nie moet wees nie. Die tweede teken van genade is in hierdie gedeelte. God maak vir hulle klere van vel. Hy beklee hulle, hy trek hulle nuut aan. Ek dink sommer net aan Sagaria 3 wat ek so baie gebruik in my lewe. Waar die Here die engele opdrag gee om vir Jesaja, die hoëpriester wat groot sonde gedoen het, deur bloedoffers van Molech te bring in die tempel van die Here in die allerheiligste. Deur Jesaja se liderlike vuil klere uit te trek, om te bad, te reinig, nuwe klere aan te trek, 'n nuwe tulband om die kop te sit. Ek kan sommer aan die besetene van Gadara waar die Here kom en sy eie boekleed uittrek en sy onderkleed vir die man aantrek wat naak is. In hierdie gedeelte wat ons vanaand saam lees om die Here Jesus en God ons Vader en Heilige Gees en beklee hulle nuut met vel. En dan die derde genadeteken. Genadeteken wat het Tannie by die naam Tannie Barbara my attent gemaak het op eendag. Ek is so dankbaar daarvoor. Waar kom die vel vandaan, het sy my gevra. 'n Dier moet sterf sodat die mens 'n vel kon kry. Klere. En hoewel dit so bietjie van 'n allegorie is wat ek noem, dit laat my onwillekeurig dink aan Jesus die lam vir ons gesterf. En hoe die Here Jesus kom beklee deur sy bloed en ons kom reinig. Die Here probeer nie ons skaamte ignoreer of bedek nie. Hy hanteer dit. Hy maak ons bewus daarvoor. Hanteer dit in genade en liefde. Ons kies soms ons eie begeertes bo God. Kies die aardse bo die geestelike. Maar die Here rig vanaand vir my en jou uitnodiging. Eer vir ons te vra, waar is jy? En dalk net jou hande uit te steek na hom toe en te sê, Here, hier is ek. Want die Here is die weg terug. Terug van waar jy jouself nou bevind.
Daar is genade van die begin af. Genade op genade. Liefde op liefde. Voordat die Here die skepping gevorm het. En hierdie Here wat die skepping gevorm het jou ook innig lief. Jy sien geliefdes, dit gaan nie oor reg en verkeerd nie. Dit gaan op die einde van die dag oor liefde vir ons Here. En hoe meer hy deel is van ons wese, hoe nader sal ons aan hom leef. En hoe minder sal ons agslaan op hierdie wêreld en dinge wat ons probeer mislei en verlei. Dalk het dit tyd geword, geliefdes, dat ek en jy sê, hier is ek, Here. En hierdie Paase tyd te neem en te sien dat die Here jou vergewe het. Dat die Here genade teenoor jou betoon en dat die Here jou werklik innig lief het. Geliefdes, van harte lief het. En terwyl ek hier aan die einde kom van hierdie geleentheid, is dit die Here wat ook dan nou kom en hierdie ou psalm in my hart lê, wat ek graag vanaand saam met u wil bid, soos wat die Here dit in my hart lê. Voordat ek saam bid, wil ek weer vir u sê, die Here roep jou. Hy vra, waar is jy? Al voel dit vir jou tans, jy hoor nie sy stem nie, al voel dit vir jou tans, jy is afgesny. Die Here hoor jou, my boetie en sussie in die geloof. Die Here hoor jou. Glo my, as ek dit vanaand vir jou sê. Want word stil in die aandwind, en hou op skaam wees, en begin regop staan voor die Here. Want hy roep jou. Mag jy ook dit beleef in hierdie Paase, dat God se genade en liefde ook vir jou is. Hy het jou gekies. Dalk is dit tyd dat ons hom ook weer kies. Kom ons bid. Here, ons wil U loof met alles wat in ons is, wil ons U heilige naam loof. Ons wil U loof, Here, en nie een van die weldade vergeet nie. Dis U wat ons sondes vergewe. Dis U wat ons van siektes genees, ook die siektes van hierdie wêreld, wat ons geestelik drein en vernietig. Dis U wat ons red van die graf. Dis U wat ons met liefde en ontferming bekroon. Dat ons die goeie in oorvloed laat geniet en ons die jeugdige krag van 'n arend laat skenk. Dis U wat gereg en geregtigheid laat geskied. Om almal wat verdruk word. Aan Moses het U wil bekend gemaak en aan Israel wat U van plan was om te doen. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. U sal ons sondes nie bly toereken nie en nie vir ewig vir ons kwaad bly nie. U handel nie met ons volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons oortredinge nie. Want so groot as wat die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is U liefde vir die wat U dien. So ver as wat die ooste van die weste af is, so ver verwyder U ons oortredings van ons af. En soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm U oor ons wat U dien. U weet waarvan ons gemaak is. U weet dat ons net stof is. Dat ons lewensdier, soos die van gras is, of die soos 'n veldblom. As die woestynwind daaroor waai, is ons plek vir altyd leeg. Maar onverganklik is die liefde van U, Here, wat U dien. U trou vir opvolgende geslagte. Vir die wat getrou bly aan U verbond.
en die voorskrifte nakom. Ons loof die Here saam met al die engele om U troon. En ons prys U vanaand elkeen. Help ons om U stem te hoor, Here. Dat ons sal opstaan, regop staan voor U en na U toe gaan. Dat ons sal ophou skaam wees. En eerder U aanneem in ons lewens weer. Dankie dat U vir ons so goed is. Genade op genade. Barmhartigheid op barmhartigheid en vrede vir almal. En wie welbehaag. Ons bid Here dat U ons die krag gee om na U toe terug te kom, soos dit hoort. Dankie dat U ons reinig. Dankie dat U ons heilig en dat U ons liefhet. Ons prys U almagtige Here. Amen. Daar is geen iets in hierdie lewe wat te groot is vir God om te vergewe. Niks. By jou en die Here. En al hoor jy nie sy stem, roep uit, Here, hier is ek. Ek wil afsluit met hierdie laaste lied, wat die Here vanaand ook in my hart gelê het. En ek deel graag hierdie lied met U, waarna ek dan die uitsending ook sal stop. Genade en vrede vir U van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Gees. Die Here seën U, en die Here salf U, en die Here gaan waar U gaan, en hy sal U nie in die steek laat nie. Kom ons luister na hierdie ou bekende. Ek het die Engelse weergawe gekies, want dit maak net vir my met hierdie teks saam net so klein bietjie meer sin. Kom ons luister. En as jy die woorde ken, sing dit saam. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Dankie vir die voorreg en mag die Here ons help, ons oë open om nie net ons eie naaktheid te sien nie, maar ook om hom raak te sien en ook te sien wie ons is in hom en deur hom, die krag wat hy ons gee. 'n Mooi en 'n geseënde aand vir elkeen verder. Totsiens.